Goeienaand, ek is Loot Jooste. Dit is 'n groot voorreg om julle almal te groet in die naam van die drie-enige God, God die Vader, God die Seun en met die kragtige werking van God die Heilige Gees. Ja, ek groet u hier uit 'n kokende welkom in die Vrystaatse Goudvelde. Ek wens u elkeen 'n baie geseënde 2026 toe en tot eer van ons Here Hemelse Vader dat dit 'n goeie jaar vir ons almal sal wees, waarin ons sy naam sal groot maak deur die werk wat ons doen vir die uitbreiding van sy koninkryk. Ons vorige boodskap het gehandel oor sommige aspekte van Jesus Christus se goddelike natuur. Ons het gehoor dat Jesus in wese God is, maar ook gelyk is aan God, soos verskeie skrifgedeeltes dit duidelik deur die werking van die Heilige Gees aan die mens openbaar. Eerstens is Jesus een in wese met die Vader. Johannes 1 vers 1 tot 2. Die woord, dit wil sê Jesus, ter wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Jesus was by God, en Jesus was God. Voor enigiets nog gemaak was Jesus al by God. Johannes 1 vers 18. Niemand het God gesien nie, niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Tweedens is Jesus in sy verhouding met die Vader gelyk aan die Vader. Johannes 10 vers 30 tot 31, tot 33. Ek en die Vader is een, sê Jesus. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus sê vir hulle, op gesag van die Vader het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een daarvan wil julle my stenig? Dis nie oor 'n goeie daad dat ons jou wil stenig nie, antwoord die Jode hom, maar oor godslastering, omdat jy, wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Filippense 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie. Die Bybel sê dis in geen onduidelike taal, dat Jesus, die Christus, in sy goddelike natuur in wese God is, en by monde van Jesus self, dat hy Jesus en God een is. Ek sê weer, die Bybel sê dis vir ons in geen onduidelike taal, dat Jesus die Christus in sy goddelike natuur in wese God is, en by monde van Jesus self, dat hy wat Jesus is, dat hy en God een is. Ons sien dan ook, dat daar by Paulus onder leiding van die Heilige Gees geen twyfel bestaan, dat Jesus aan God gelyk is nie, want Paulus sê vir ons, soos ons sien het in die brief aan die Filippense, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie. Ons sien dan ook, dat Paulus onder leiding van die Heilige Gees hom baie sterk uitdruk aan die feit dat Jesus Christus en God gelyk aan mekaar is. Kom ons bid saam. Dankie liefdevolle Here God, vir al u liefde en genade, wat u so mildelik elke oomblik aan ons bewys. Ons kom vandag na u toe, in die naam van die enige gebore Seun Jesus, die Christus, ons Verlosser, met die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Wil u elkeen wat vandag uit liefde vir u ingeskakel is by hierdie uitsending, ryklik seën by die aanhoor van u boodskap. Maak my ook sensitief vir die invluisteringe van die Heilige Gees, sodat ek ook die woorde kan uiter, wat u wil hê ek moet besig, sodat die wat die ewige lewe moet beerwe, dit sal ontvang. Aan u al die lof, eer en dank, spreek Here, ons wag op u woord. Amen. Ons skriflesing vind u vandag in die baie interessante en veelzeggende gedeelte, Hebreërs 2, vers 18 tot 11. En ek wil tog hê dat wanneer ons klaar is met hierdie uitsending, u op die eie tyd gaan en weer deur hierdie skrifgedeelte gaan lees. Hierdie skrifgedeelte sê vir ons baie. Ek lees dan vir u Hebreërs 2, vers 11 tot 18. Dit is Jesus wat sorg, dat mense na God toe mag gaan, en die mense wat deur Jesus vir God aanvaarbaar gemaak word, behoort aan dieselfde gesin. Daarom is Jesus nie skaam, om hulle sy broers en susters te noem, en hulle so te behandel nie. Hy sê, ek sal my broers en susters alles vertel, wat ek van u weet.
Waar almal saam is, sal ek liedere sing, wat vertel hoe groot en belangrik U werklik is. Dit het Jesus ook nog oor die familie gesê. Ook ek vertrou God altyd. En Jesus het ook verder gesê, kyk hier, ek en al die kinders wat God my gegee het. Hierdie kinders in die familie van God is almal mense, en daarom is dit logies dat Jesus ook mens geword het. Op die manier kon hy ook doodgaan, om so die duiwel op sy plek te sit. Dit is mos juist die duiwel wat mense doodmaak. So het Jesus die mense vrygemaak van die vrees wat hulle nog altyd vir die dood gehad het. Ons weet goed dat Jesus nie al die moeite gedoen het om die hemelse wesens te kom help nie. Daarom was dit nodig dat Jesus in elke opsig 'n mens moes word, net soos ons, sy broers en susters. So kan hy regtig namens die mense die diens aan God bewys wat God verwag. Hy kan die hoëpriester wees wat simpatie met mense het en wat mense se belange op sy hart dra. So kan hy daarvoor sorg dat mense se sondes vergewe word en nie teen hulle gehou word nie. Juis omdat hy self ervaar het hoe dit voel om swaar te kry en nee te moet sê vir versoekings, kan hy mense wat ook in sulke situasies beland baie goed help. Tot sover ons skriflesing. Hebreërs 2 vers 11 tot 18, dit wil sê die geleesde gedeelte, verduidelik die noodsaaklikheid van Jesus se menswording, sy lyding en dood, sodat hy as 'n barmhartige en getroue hoëpriester vir die mensdom se sondes kan versoening doen. Die kernboodskap is dat Jesus volledig mens moes word, om as 'n barmhartige en getroue hoëpriester op te tree en die duiwel se mag te verbreek. Jesus wat heilig maak en die mense wat heilig word, kom almal uit God uit. Daarom is Jesus nie skaam om hulle sy broers en sy susters te noem nie. Hy vervul Ou-testamentiese profeseë wat hierdie intieme verbintenis beklemtoon. Aangesien mense van vlees en bloed is, moes Jesus ook ten volle mens word. Die primêre doel hiervan was om te kan sterf soos 'n mens. Deur sy dood kon hy die mag van die duiwel, wat heerskappy oor die dood gehad het, verbreek. Dit het diegene wat lewenslang ter vrees vir die dood verslaaf was, bevry. Ja, dit is so. Mense is bang vir die dood, en deur Jesus se oorwinning oor die dood, kan hy mense wat aan hom glo, hierdie vrees vir die dood laat oorkom. Vers 16 van die geleesde gedeelte spesifiseer baie duidelik dat Jesus gekom het om die gelowiges te help, nie die engele nie. Dit onderstreep die spesifieke fokus op menslike verlossing. Omdat Jesus self versoeking en lyding as mens ervaar het, is hy nou as barmhartige en getroue hoëpriester in staat om die wat versoek word by te staan en vir hulle sondes versoening te doen. Kortom, die geleesde gedeelte beklemtoon Jesus se volkomme goddelikheid en sy volkomme mensheid, wat dit vir hom moontlik gemaak het om as die perfekte middelaar op te tree, verlossing te bewerkstellig en empatie met ons swakhede te hê. Ons gaan in vandag se gesprek verder kyk na sekere Bybelse feite wat Jesus se menslike natuur bevestig. Weens 'n tydsbeperking is dit onmoontlik om aandag te gee aan al die feite wat bewys lewer dat Jesus wel volkome mens was. Die eerste feit waarna ons gaan kyk is die feit dat die Bybel vir ons 'n aardse geslagsregister van Jesus aanbied. Soos enige mens het Jesus 'n geslagsregister wat deur Matteus sowel as Lukas opgeteken is. Alhoewel die lengte en die invalshoek van die geslagsregister deur elkeen van hierdie twee skrywers van mekaar verskil, bly die kern behoue deur albei skrywers. Die geslagsregister waarmee Matteus die evangelie begin, is die geslagsregister aan die kant van Josef, Jesus se aardse vader. Die geslagsregister soos opgeteken deur Lukas, is die van Maria, sy aardse moeder se kant. Die register in Matteus gaan terug na Abraham en wys vir ons dat Jesus aan al die Jode verwant is. Lukas gaan terug tot by Adam met sy weergawe van die geslagsregister waarmee hy vir ons wys dat Jesus verwant is aan alle mense. Dit hou verband met die feit dat Lukas Jesus as verlosser van die ganse mensdom beklemtoon. Jesus se voorgeslag
word deur Josef en nie deur Maria aangedui nie. Lukas gebruik hierdie uitdrukking soos hulle gemeen het die seun van Josef om aan te sluit by die geboorteverhale. Maar verder, na die geboorteverhale, volg hy die Joodse juridiese denke om Jesus se stamboom te beskryf. Vir die Jode was 'n geslagsregister een van die interessantste maniere waarop 'n mens 'n boek kon begin, aangesien dit vir hulle duidelik getoon het wat 'n mens se posisie in God se uitverkore volk was. Matteus het dus begin deur aan te dui dat Jesus nie net 'n afstammeling van Abraham, die vader van alle Jode was nie, maar ook 'n direkte afstammeling van koning Dawid. Dit was in ooreenstemming met die Ou Testamentiese profeseë omtrent die afkoms van die Messias. In die eerste 17 verse van Matteus hoofstuk 1 ontmoet 46 mense wat oor 'n tydperk van 2000 jaar geleef het. Ons ontmoet 46 geslagte, mense wat geslagte voorstel, dis oor 'n tydperk van 2000 jaar het hulle geleef. Die mense is almal voorvaders van Jesus, maar hulle persoonlikhede, ervarings en geestelike lewe verskil geweldig die een van die ander. Party van hulle was groot geloofshelde, mense soos Abraham, Isak, Jakob, Rut en Dawid. Ander weer soos Rahab en Tamar het maar 'n redelike twyfelagtige reputasie gehad. Daar was egter ook baie doodgewone mense onder Jesus se voorvaders, soos Gesron, Nachson en Achim. Dan was daar ook menslik gesproke slegte mense, soos Manasse en Abia onder hulle geleedere. Uit hierdie mengelmoes geslagsregister van menslike kenmerke en sedes en norme, sien ons dat God se werke nie aan bande gelê word deur menslike swakhede en mislukkings nie. Ons sien ook dat God deur doodgewone mense werk. Net soos wat Jesus se voorgeslagte uit mense van alle soorte bestaan het, so gebruik God vandag nog mense van alle soorte en stande om sy wil te laat geskied. Baie insiggewend is die feit dat Matteus Josef, die aardse vader van Jesus, slegs noem die man van Maria en nie die vader van Jesus nie, aangesien sy nog 'n maagd was toe sy swanger geraak het deur die werking van die Heilige Gees. Die geslagsregister loop wel op Josef uit, omdat hy die wetlike vader van Jesus is, wat ook uit die huis van koning Dawid is. Maar tegelyk gee Matteus uitdrukking daaraan dat God self verantwoordelik is vir die koms van sy seun na hierdie wêreld. Net 'n interessante kantlyn aantekening omtrent die Matteus weergawe van Jesus se geslagsregister. Matteus verdeel die geskiedenis van Israel in 3 dele van 14 geslagte elk, alhoewel daar beslis meer was, soos die geslagsregister deur Lukas bewys is daarvan. Hierdie skema van 3x14 voorgeslagte is betekenisvol. Dit dui vir ons op 3 periodes. Die eerste 14 is die lyn van Abraham tot Dawid. Die tweede 14 stel voor die lyn vanaf Dawid tot by die Babyloniese ballingskap. En dan is die derde lyn wat na die Babyloniese ballingskap begin tot en met die geboorte van ons Here Jesus Christus. Ek wil hê jy moet nou mooi aandag gee. G14, die getal 14, is weer die numeriese waarde van die naam Dawid in Hebreëus. DWD. Onthou die Jode het nie klinkers gebruik nie, daarom Dawid word gespel, as 'n mens nou die Hebreëus moet oorneem, in Afrikaans word dit gespel DWD. Hulle laat die klinkers weg. Nou, hierdie naam Dawid het 'n numeriese waarde van 14 in die Hebreëse taal. Die D staan vir 4, plus die W wat 6 punte tel, plus die volgende D wat 4 punte tel. Dit gee vir ons 14, wat heenwys na Jesus as seun van Dawid. Die Hebreëse naam Dawid, met die getal 14, wys vir ons heen na Jesus as die seun van Dawid, soos dat dit dan ook baie keer genoem is. Nog 'n interessante kantlyn opmerking waarmee Lukas die geslagsregister van Jesus begin, vind ons in Lukas 3 vers 23. Toe Jesus met sy werk begin het, sê Lukas, was hy omtrent 30 jaar oud. Dink daaraan dat die verlosser van die ganse wêreld as timmerman gewerk het, totdat hy ongeveer 30 jaar oud was. Dit is ongelooflik dat Jesus so geduldig in Nasaret gebly het.
maar het is duidelik dat hy tevrede was om te wag op die tyd dat sy Vader, sy hemelse Vader, vir hom sou aandui wanneer om te begin met sy grote aardse taak. Volgens Numeri 4, vers 2 tot 3, moes 'n priester eers op 30 met sy werk begin. Josef was 30 toe hy vir die farao van Egipte begin werk het, en Dawid was 30 toe hy koning van Juda geword het. Dit blyk dus dat 30 'n goeie ouderdom in die Joodse kultuur was om met 'n belangrike lewenstaak te begin. Ons moet bereid wees om ook soos Jesus binne God se tydsberekening te werk. Daarom moet ons daarteen waak om hom te wil voorspring en op ons eie aan te gaan, sonder dat ons die leiding van die Heilige Gees ontvang het. Wonder jy dalk wat jy moet doen? Moenie oorhaastig wees nie. Wag en vertrou op God se tydsberekening. Hierdie was nou 'n verposing rondom die feit dat Jesus 'n natuurlike menslike geaardheid gehad het met sy aardse geslagsregister as bewys daarvan. In die tweede plek, behalwe die geslagsregister, is daar verdere Bybelse bewyse vir Jesus se menslike natuur, deur te kyk na die beskrywings van sy geboorte en kinderjare. Verdere bewyse is ook te vind in sy versoekinge, leringe, lyding, dood en begrafnis, asook sy opstanding uit die dood, sy verskyning aan mense daarna en ook aan sy hemelvaart. Ons sien dus dat Jesus Christus, wat ook God self is, soos die Bybel vir ons sê, ook volkome mens was, want hy is ook in sy lewe deur al die menslike prosesse wat net 'n mens kan ondervind. Vervolgens gaan ons ook 'n paar oomblikke stil staan by Jesus se menslike karaktertrekke. Vir my persoonlik, die mooiste en interessantste gedeelte oor Jesus se menslike natuur. Dit voel so werklik, want 'n mens kan baie maklik daarmee identifiseer. Nie altyd met almal nie, maar verseker met sommige. In die eerste plek, Jesus kon fisies aangeraak word. Markus 5 vers 27. Ons ken almal die verhaal van die gebeurtenis van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Ek lees vir julle vers 27 voor uit daardie gebeurtenis uit. Hierdie vrou het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agteraf aan sy klere geraak, want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Tot sover die aanhaling. Jesus kon voel dat die vrou aan hom raak, want hy het dadelik gevoel hoe genesende krag uit hom vloei. Kyk ons na Johannes 20 vers 27, dan sien ons dat Thomas, die ongelowige Thomas, dat Jesus hom nader roep en vir hom sê, kom, bring jou vingers en kom kyk na my hande en my sy. Daarna sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Jesus se opstanding uit die dood was uniek. Hy was nie 'n spook of 'n gees nie, want hy kon eet en die disippels en mense kon aan hom raak. Jesus se opstanding was letterlik en fisiek. Hy was nie gees sonder liggaam nie. Sy liggaam, in sy natuurlike staat as mens, het die sigbare en voelbare letsels van sy kruisiging gedra. 1 Johannes 1 vers 1. Alles het by Jesus begin, sê hy. Voor alles was hy al daar. Wat Jesus kon vertel het ons met ons eie ore by hom gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ons het mooi dopgehou wat hy gedoen het. Ons kan aan hom vat en het inderdaad met ons hande aan hom geraak. Wanneer ons dus oor Jesus praat, is ons seker waarvan ons praat. Johannes plaas groot klem op die egtheid van sy getuienis. Johannes beklemtoon dat God as Jesus na die wêreld gekom het en dat hy, Johannes, 'n ooggetuie van Jesus se lewe was. Die ooggetuieskap word benadruk sodat die lesers die menswording van Jesus Christus goed kan begryp sonder om daaraan te twyfel. Verder menslike karaktertrekke wat Jesus openbaar het tydens sy aardse bediening. Hy het honger en dors geword. Hy word moeg en hy gaan slaap. Hy word kwaad. Onthou jy die geval by die tempel wat hy 'n sweepie gevleg het en die geldskieters weggejaag het? Hy kry mense jammer en hy huil oor 'n vriend. Al hierdie karaktertrekke word baie duidelik deur die evangelieskrywers uitgewys.
Behalwe sy menslike karaktertrekke, word ook Jesus Christus se menslike wese spesifiek genoem en beskryf in die Bybel. Die eerstelike menslike wese eienskap is die feit dat hy volkome mens geword het, soos ons nou al reeds gesien het. Die baie bekende Johannes 1 vers 14 sê vir ons, Jesus het toe as mens aarde toegekom. 'n Mens kan sê, hy het onder ons kom huis opsit. Ons het gesien hoe wonderlik hy is. Net die unieke seun van God, die Vader, is so groot en belangrik. Hy was soos 'n fontein van die goeie dinge wat God vir ons onverdiend wil gee. By Jesus kon ons ontdek wat regtig waar en eg is. Hoekom kan Johannes dit sê? Want hy het saam met Jesus gewandel tydens sy aardse bediening. Toe Jesus mens geword het, het hy die volmaakte openbaring geword. Want ons sien ook in Jesus se lewe en werk God se bedoeling met die mens. Die mens sou nooit weer dieselfde oor God kon dink nie. Jesus het ook die volmaakte voorbeeld geword, al was hy ook met heerlikheid bekleed. Hy wys dus vir ons hoe om te lewe en gee terselfdertyd ook aan ons die krag om so te kan wees. 1 Petrus 2 vers 21 tot 23. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan God, wat regverdig oordeel. Jesus, die Christus, het ook die volmaakte offer aan die kruis op Golgotha geword, want hy het as offer vir die wêreld se sondes aarde toegekom en deur sy dood die soenoffer vir ons sondes betaal. Jesaja 53 vers 6. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar God het ons almal se sonde op Jesus laat afkom. Die volheid van God se heerlikheid en sy identiteit het mens geword met die aardse geboorte van Jesus, die Christus, die enigste seun van God. In sy menslike wese deel hy in ons mensdom se mensheid. In Hebreërs 2 vers 14 tot 15, ons het dit al reeds gelees, blyk die wonderlike gevolg van Jesus se menswording en opstand uit die dode. As jy bang is vir die dood en jy beskou die duiwel as jou baas van die dood, dan sal jy vir die duiwel luister. Jy is in praktyk aan 'n slaaf, dan niks anders as 'n slaaf van die duiwel nie. Hy is jou baas en jy doen wat hy wil hê. As jy egter Jesus Christus met eer en heerlikheid gekroon sien, as jy hierdie insig het deur die werking van die Heilige Gees, besef jy dat Jesus die duiwel oorwin het. En nou is jy bevry. Jy gaan nog fisies sterf, dis verseker, as die wederkoms nie voor die tyd plaasvind nie. Maar die dood het nie meer 'n ewige houvas op jou nie. Die Here is nou in beheer van jou lewe en jy luister vir hom. Jy rig jou lewe in soos wat hy dit wil hê. Jy vertrou jouself toe aan die Here. In sy menslike wese is Jesus gelyk aan die mens in alle opsigte, behalwe dat Jesus sondeloos is. Hebreërs 2 vers 17 tot 18. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Die wete dat ook Christus gelei het en versoek is soos 'n volkomme mens. Vir jou en vir my is dit 'n bemoediging wanneer ons versoeking en lyding moet verduur. Ons moet besef dat Jesus Christus dieselfde paadjie geloop het as ons, maar die verskil is, Jesus het nooit toegegee aan hierdie versoeking nie. Hy verstaan wanneer ons versoek word en wanneer ons ly, verstaan hy wat ons deurgemaak het, of wat hy ons deurmaak. Laat ons daarom tot hom wend, wanneer ons in hierdie opsigte swaar kry. Wanneer ons onder versoekinge kom, laat ons net vir 'n oomblik stop en met die Here praat en vra dat die Heilige Gees vir ons sal laat sterk staan teen hierdie versoekinge. Laat ons nie sal swig voor die versoeking nie. Wanneer ons ly vir Jesus Christus, wanneer ons op enige ander manier fisies ly,
Laat ons na die Vader gaan, deur ons Here Jesus Christus, en laat ons vra vir hulp in ons lyding, laat ons kan vasstaan, laat ons hierdie lyding kan hanteer, en laat ons aan die kant kan uitkom tot eer en verheerliking van God se naam. Hebreërs 4 vers 15. Die hoëpriester wat ons het, is die een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons aan versoeking onderwerp, maar het nie gesondig nie. Daar het ons die hele antwoord in Hebreërs 4:15. Maar hy het nie gesondig nie, ten spyte van die feit dat hy versoek is. Ons weet van die versoeking deur die duiwel op die berg nadat Jesus Christus gedoop is en die Heilige Gees ontvang het. Omdat Jesus in sy wese as mens met ons, soos ons aan versoekings onderwerp is hy die regte persoon om vir my en vir jou by God in te tree. Hy weet hoe dit is om mens te wees. Hy weet hoe dit is om versoek te word. Hy weet hoe dit is om by die graf van 'n geliefde te staan. Hy weet hoe dit voel om deur mense na aan jou teleurgestel en selfs verraai te word. God het vir ons die beste hoëpriester voorsien en wil hê ons moet hom gebruik. Jesus se menslike wese, ons moet altyd Jesus se menslike wese eer deur te bely dat Jesus mens geword het. Ons kan hom nie anders te eer nie. Ons moet glo die woord vertel het vir ons op soveel plekke. En die woord is die woord van God. Dis nie 'n samevoeging van 'n klomp verhale nie, nee. Om Jesus se menslike wese te eer, moet ons bely dat Jesus mens geword het. Anders kan ons dit nie eer nie, sy menslike wese nie eer nie. 1 Johannes 4 vers 2. Hieraan ken julle die Gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is, wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. Ek sê weer, 1 Johannes 4 vers 2. Hieraan ken julle die Gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is, wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. So ons moet bely dat Jesus Christus werklik mens geword het. Hy is God, die God mens. Hy is volkome God en volkome mens op dieselfde tyd gewees. Daar is maniere waarop 'n mens kan vasstel of enige verkondiger se Bybelse boodskap deur die Bybelse waarheid gedra word, deur te luister of die skrif self tot spreuke gebring word. Dis belangrik. Wanneer jy na 'n prediker luister of hierdie prediker die woord suiwer verkondig. Nie dinge hy sê duim hy sê nie, maar dit wat hy sê, moet hy uit die Bybel kan verklaar. Onthou net een ding, die Bybel verklaar homself. Ons kan nie net iets sê en dan sê dit staan in die Bybel, of ons kan nie iets uit die Bybel aanhaal en 'n afleiding maak as die Bybel nie op 'n ander plek vir ons ook verklaar in dieselfde sin nie. Ek sê weer, daar is maniere waarop 'n mens kan vasstel of enige verkondiger se Bybelse boodskap deur die Bybelse waarheid gedra word, deur te luister of die skrif self tot spreuke gebring word. Volgens Johannes is die belangrikste toets egter die suiwere belydenis oor Jesus Christus. Dit is dat hy die Messias is, die gesalfde, die seun van God wat mens geword het. Iemand se belydenis oor Jesus Christus getuig daarvan dat hy of sy die Gees van God het en of hy of sy bly optree volgens die gees van die valse leraars wat niks anders as antichriste is nie. As jy enigiets anders te verkondig, behalwe die feit dat Jesus Christus ook self God is, dat Jesus Christus aarde toe gekom het en mens geword het, as jy enigiets anders as dit verkondig, of as enige iemand anders dit aan jou wil verkondig, sê die Bybel vir ons, is daardie persoon niks anders as 'n antichrist nie. 2 Johannes vers 7. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is ek met wie die misleier, die antichrist bedoel word. Ek sê weer, 2 Johannes het net een hoofstukkie, vers 7 daarin sê vir ons, daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld.
Hulle erken nie dat Jesus die Christus is, wat mens geword het nie. Dit is ek, wat die misleier, die antichrist bedoel. So Johannes was sommer reguit gewees. Enige iemand, wat nie die waarheid gepraat het, omtrent Jesus Christus se menswording nie, het hy die antichrist bedoel. Hy het sê dit baie hard en duidelik in die woord. Jy kan dit gerus gaan lees, 2 Johannes vers 7, en oordink dit. Hoeveel mense kry ons vandag, wat daarop roem, dat hulle predikers van die woord is, maar hulle kom nooit uit by die punt, dat Jesus Christus waarlik mens en waarlik God was nie. Hulle het allerhande ander draaie. As 'n prediker nie preek dat Jesus Christus mens geword het nie, dan is hy, soos Johannes sê, die antichrist, of 'n antichrist. Volgens 'n Griekse denkrigting, wat onderskei tussen gees en liggaam, het Christus gees gebly, en kon hy nie mens word nie. Daarom het hulle die wesenlike van die Christelike belydenis, naamlik Jesus se menswording, ontken. Hulle het geglo dat Jesus is gees, hulle het geglo in Jesus Christus, maar hulle het geglo dat hy net gees is, dat hy nooit kon mens word nie. So hulle was wat, volgens Johannes? Antichriste. Wat 'n vreugde om te weet, dat God ons so lief het, dat hy sy enigste seun Jesus die Christus gegee het, sodat ons wat in Jesus as God en volkome mens glo, asook glo in die doel van Jesus se aardse sending, naamlik die mensdom se redding van die hel, deur sy lyding, kruisiging en opstanding uit die dood, as oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan, nie hel toe sal gaan nie, maar die ewige lewe nou reeds, ek sê weer, maar die ewige lewe nou reeds op aarde beerwe, maar ook in die hiernamaals sal hê by God, die Vader en Jesus Christus in die hemel. Ons moet tog mooi verstaan, die dag met jou wedergeboorte, is jy 'n nuwe skepsel, het die ou dinge verbygegaan, dan begin die ewige lewe vir jou. As jy dan nie afdwaal weer en wegdraai nie, rig op Jesus Christus draai nie, dan besit jy reeds die ewige lewe, en sal jy in die ewige lewe ingaan in die hemel met jou sterfdag, en sal jy voor die troon gaan staan vir die kroniese ontvangs, wanneer die boeke oop gemaak word. Ek wil nou vir jou 'n vraag vra. Is jy seker, dat as jy nou te sterwe kom, jy die ewige lewe saam met God in die hemel sal deurbring? Wel, ek het vir jou goeie nuus. Deur die werking van die Heilige Gees, kan jy daardie sekerheid kry, deur te erken, dat jy sonder die Here Jesus, 'n verlore sondaar op pad hel toe is, en dat jy Jesus nodig het, as jy hom nog nie in jou lewe het nie, as jou verlosser. Dit is belangrik, dat jy by daardie punt in jou lewe onder leiding van die Heilige Gees sal uitkom, dat jy sal erken dat jy sonder Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is, en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Matteus 5 vers 3. Geseënd is die wat erken en weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Bely jou sondes teenoor God en vra hom om vergifnis daarvoor. Bely jou onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sonde slegs vergifnis is deur die kruisdood, sterwe en opstanding van die Here Jesus. Vra dan dat God die Vader jou sonde sal vergewe, en jy nog nie by daardie punt uitgekom het nie. Handelinge 8 vers 12 sê vir ons, oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees, en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Bekeer jou van jou verkeerde weë, draai weg van jou sonde, en baie belangrik, breek daarmee. Laat staan jou sondes, gewoontes en sondige lewenswyses, wat strydig is met die wette, verordeninge en wil van God. Die baie bekende Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Die afsien kan ook vertaal word met daarmee permanent breek. Gee jou lewe oor aan God. Vra God om in jou lewe te kom, om dit te kom regeer en om beheer oor jou lewe te neem. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, sê Jesus.
As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as sy kind en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort. Romeine 10 en vers 13. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek van ons sonde. En met die mond bely ons en ons word gered. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As u nou u lewe aan die Here wil oorgee, deur permanent te breek met u sondige bestaan en sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk wil ontvang, deur geloof in Jesus Christus alleen, bid dan die onderstaande gebed saam met my. Doen dit net as jy waaragtig wil breek met jou sonde en kind van God wil wees. Almagtige God, ek kom in die naam van Jesus Christus na u toe, onder leiding van die Heilige Gees. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het met sy kruisdood. Dat hy begrawe is en na 3 dae in die graf deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor u en vra dat hy elkeen van my sonde sal vergewe. Dat hy my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek en u te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed wat jy nou gebid het die begeerte van jou hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Gaan nie nog die ewige lewe kry nie, sê Jesus. Nee, as jy in my glo, dan het jy dit reeds. Ewige lewe begin op aarde. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Indien u nie breek met u sonde of sondige leefwyse nie, is u bekering 'n klug en is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is u voorland. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse of jy gehoorsaam wil wees aan die stem van die Heilige Gees en of jy die Heilige Gees wil bedroef. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus en met die kragtige werk van die Heilige Gees, baie dankie Here dat ons kan weet dat u vir ons so lief het, dat u vir Jesus Christus na hierdie wêreld gestuur het met een doel voor oë, om vir ons sondes te kom betaal, want ons as mens kon dit nie doen nie. Ja Here, u is liefde, sê u woord, en u wil die mens nie straf nie, maar u woord sê ook vir ons dat u 'n regverdige God is en dat u die sonde moet straf. Dankie Here dat u vir Jesus gestuur het om daardie sondeskuld van ons op hom te neem op Golgotha. Dankie dat u vir hom daar aan die kruis op Golgotha sonde gemaak het vir ons. Dankie vir die werk van die Heilige Gees, dat ons kan weet, liewe Here, dat die Heilige Gees ons na Jesus lei, dat hy ons lei om te aanvaar vergifnis van sonde, dat hy ons lei om te aanvaar dat daar vir ons verlossing is deur Jesus Christus alleen en deur niks anders nie. Dankie dat ons kan weet dat Jesus Christus nie maar net gekom het om vir ons die sonde te betaal aan die kruis op Golgotha nie, maar dat Jesus Christus, wat ook God is, werklik 'n mens geword het, dat hy as 'n mens kon ly, dat hy die fisiese, liggaamlike pyn van 'n mens kon voel toe hy gemartel is, en opgespoeg is, en geslaan is, en 'n doringkroon op sy kop gesit is, dat hy daardie pyn as 'n mens kon belewe, omdat hy werklik volkome ook mens was. Maar Here, dat ons ook kan weet,
dat hy daardie emosionele pyn, daai goddelike emosionele pyn in hom gehad het, omdat hy geweet het, hy kan enige oomblik van daardie kruis afklim, dat hy nie deur toe moet gaan na my nie. Maar dankie Here, dat hy gehoorsaam was aan u opdrag om vir ons sondes te kom betaal. Aan u kom toe al die lof en al die eer en al die dank daarvoor. Help ons Here om so te lewe tot u eer elke dag, omdat Jesus Christus vir ons die pad oopgemaak het na u toe. In Jesus se naam. Amen. Ek gebruik die Bybel in praktyk, uitgegee deur Koenboeke as naslaanbron, maar ek gebruik ook aanhalings en leesstukke uit op Google wat skrifgefundeerd is, en ook aanhalings uit ander naslaanwerke, studiebybels. Tot 'n volgende keer, mooi loop.